Jesus, dankie dat ons kan weet dat U die een is wat ons roep om in die pad saam met U te loop. En dankie dat U vir ons so lief het, dat U ons net by U wil hou. Here, ons kom vanmôre en ons kom sê, yes, Lord, we will ride with You. Laat ons deel wees van die hemelse tog hier na die aarde toe. U terugkom. Here, ons sal in die pad loop totdat U terugkom. Dankie, Here. Ons het hier gesing vanmôre en dis 'n uitroep van die Here af. Will you ride with me? Maar ek wil vanmôre vir jou vra, ken jy hierdie een wat roep? Weet jy hoe hy lyk? Hoe sien jy hom? As jy 'n prentjie maak van hom, hoe sien jy vir Jesus? Want ons wat hier op aarde bly, vir ons is Jesus die verlosser. En ons sien hom as die verlosser en ons praat oor hom as die verlosser. Maar weet jy, as jy teruggaan na die woord toe, dan is daar 'n totale ander beeld van Jesus wat vir ons gegee word. Ek het 2 teksgedeeltes vanmôre. En die een is Habakuk 3. Ek gaan nie die hele Habakuk 3 lees nie. Jy moet dit asseblief gaan lees. Dis 'n uitstaan gedeelte hierdie, en ons lees partykeer die Ou Testament, en ons lees oor dit, want Jesus word hier beskryf. En Habakuk het hierdie, is 'n gebed wat hy bid vir die Here, maar dit is ook 'n praise and worship lied, want hy sê daar, hierdie moet gesing word met snaarinstrumente, so dis 'n aanbiddingslied. En saam met Habakuk 3 se aanbiddingslied, gaan ek ook na Openbaring 5 se aanbiddingslied kyk. So ons gaan van die Ou Testament deurgaan na die Nuwe Testament toe. Habakuk bid, en hy beskryf die grootheid van God. Here, ek het gehoor wat van U vertel word. Jesus, ons het gehoor wat van U vertel word. En ek is in verwondering oor alles wat U gedoen het. Doen in ons tyd ook hierdie dinge wat U in die verlede gedoen het. En moenie vergeet om genadig te wees nie, en al is U baie kwaad. God, die Heilige, beweeg oor die woestyne van Edom en van die Paranberg af. As jy gaan kyk na die oorspronklike teks, die vertaling wat ek gewoonlik gebruik uit die Hebreëus uit na Engels toe, sê hierso, God beweeg van Edom af, but the Holy One will come from the mountains of Paran. En die Holy One is Jesus. So hy begin klaar om vir ons in te lei in hierdie worship song wat gaan oor die grootheid van Jesus. En kom ons kyk of ons Jesus kan raak sien. En hy beweeg, sy grootheid vul die hemelruim. Die aarde is vol van sy lof. Helder ligstrale flits uit sy hand, daar waar sy krag verskuil is. Pes gaan voor hom uit, dodelike pla volg in sy voetspore. As hy stil staan, skud die aarde. En wanneer hy kyk, bewe die nasies. Hy laat oeroue berge verkrummel en eeuweoue heuwels platval. En dan wil ek aangaan na vers 10 toe. Die berge sien wat gebeur en bewe. Onstuimige water stroom verby. Die son en die maan begin verduister deur blitsende pyle en die glans van 'n blinkende spies. U stap oor die aarde in verontwaardiging. U vertrap die nasies in woede.
U gaan uit om die volk te verlos, U red die gesalfdes, U verpletter die leier, en luister baie mooi na, U verpletter die leier van die kwaaddoeners, van kop tot tone stroop U hom kaal. U deurboor die leier van die soldate met sy eie spies. Sy soldate storm uit soos 'n warrelwind, want hulle dink Israel is 'n maklike prooi. U vertrap die see met pere, sodat magtige waters opdruis. Toe ek al hierdie dinge gehoor het, het ek gesidder. My lippe het van vrees gebewe, my liggaam my lam geword, my bene het onder my ingegee. Nou, ek gaan net tot daar lees. U moet asseblief die hele Habakuk 3 lees. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy die naam Jesus hoor, bewe jou bene. Wil jou bene pad gee onder jou, net by die aanhoor van sy naam. Dis hoe dit in jou lewe moet wees. Jy moet soveel ontzag hê vir hierdie naam, want agter hierdie naam is daar 'n skoonheid wat ons nie raak sien nie, 'n beauty. Hy word beskryf as the beauty of God. Want ons praat met mekaar, ons het Bybelstudies waar ons praat oor Jesus, ons praat oor die Verlosser, en die Verlosser is vir ons belangrik, hy is belangrik, hy is baie belangrik vir ons. Maar by die aanhoor van sy naam, verander dit jou lewe. Verander dit jou uitkyk op dinge. Want hier kom Habakuk en hy sing hierdie lied, hy beskryf die grootheid van God, hy's 'n profeet, wat hy hier praat hy ook oor die tweede koms van Jesus, want hy beskryf Jesus wat gaan terugkom, wat op die aarde kan gaan trap, hierdie leier wat hierso van die vyande, van die kwaaddoeners, hy praat van Satan. Hy is die een wat gaan kom om Satan te kom vernietig. Die kwaaddoener wat nou in jou lewe probeer kwaad doen, wat in die kerk probeer kwaad doen. Ons het 'n vaste wete en ons het 'n geloof dat hierdie Jesus gaan terugkom om dit te verander. Maar ek wil vir jou sê, voordat ek en jy kan verstaan waaroor Habakuk regtig waar gaan, moet ons teruggaan na Openbaring toe. Want dit is uit die hemel uit wat ons gaan verstaan wat hier op aarde aan die gang is. Openbaring 5. Toe het ek gekyk en ek het die stemme gehoor van baie engele wat rondom die troon gestaan het, asook die lewende wesens en die ouderlinge. Hulle getalle was 10.000, eintlik miljoene en daar miljoene. Hulle het in 'n magtige koor gesing. Die lam wat geslag is waardig genoeg om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en lofprysing te ontvang. Jy sien, wat maak ons? Ons sing 'n paar liedjies Sondag en ons praat met mekaar. Hier in die hemel is 'n totale ander ding. Want daar word nie opgehou om Jesus te prys nie. Die hele skepping, die hemel en op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat in hulle is bestaan, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lofprys en die eerbetoning, die heerlikheid, die krag vir altyd en altyd. En die 4 lewende wesens het gesê amen, en almal het neergeval en hom aanbid. Wanneer jy die naam van Jesus hoor, raak jou bene soos jelly, gaan jy op jou knieë af om hom te aanbid. Jy sien, want is een ding om die naam van Jesus uit te roep hier, wanneer jy probleme het, wanneer jy 'n paar dinge wil doen, wanneer jy uitroep na die Here toe om vir jou iets nuuts te gee. Maar is 'n ander ding om uit jou wese uit Jesus aan te roep om hom te aanbid vir wie hy is. Ek het sommer net gaan sit en dink, sê Here, gee net vir my bietjie, gee vir my 'n visioen.
Ek het so 'n bietjie gesien in die visioen. En ek het 'n lied gaan skryf. Maar dit wat ek gesien het, is nie naaste by wat ons regtig moet sien nie. Hierdie is in Habakuk en in Openbaring, dis 'n visioen van God se glans, sy glorie, van wie hy regtig is, sy krag. Dit wat hier beskryf word in Habakuk, word net so beskryf oor Jesus in die Nuwe Testament. Hy is die een wat vir ons gekom het. Jesus is dis die beauty, die skoonheid. Nou as jy gaan kyk na wat is skoonheid, die beauty, die betekenis daarvan in die oorspronklike Hebreëse teks, is Yahweh. En dit beteken, ek gaan dit eers in Engels vir jou sê, dan gaan ek dit vir jou in Afrikaans sê. It means to radiate or to burst forth from darkness. Dis om te ontplof, is 'n lig wat ontplof uit die duisternis uit. Dit is die oorspronklike taal, se betekenis van die skoonheid van Jesus Christus. Is die uitbreek van lig uit die duisternis uit. Ons het dit beleef, ons het dit fisies beleef in hierdie kerk vanmôre. Want ons sing, toe ons begin sing, om ja te sê, om saam met Jesus te loop, toe gaan die fisiese ligte aan. Ek sê vir julle, ons moet begin kyk na wonderwerke rondom ons. Ons moet die Here begin beleef, soos wat hy wil hê ons moet hom beleef. Hier is nie 'n goddelike figuur waarvan mense net praat nie. Hierdie is Jesus Christus, ons koning. Die een wat gaan terugkom om te kom regeer. Ons gaan deel van sy koninkryk wees. Hy is so belangrik dat God hom kies as koning. Sien wat baie keer ons praat, ek het gesê ons praat van hom as ons verlosser. Die hemel sien sy majesteit. Sien wie hy regtig is. As daar gesing word in die hemel oor Jesus, dan is daai lied wat die engele sing, wat die mense sing, daar's nie 'n ek daarin nie. Gaan lees Openbaring 5. Die nuwe lied wat gesing word, het nie 'n ek in nie. Dit het 'n hy in. Dit het 'n hy in. Want ons nuwe lied gaan oor Christus. Dit gaan oor sy skoonheid. Dit gaan oor sy majesteit. Dit gaan oor sy krag. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Daai engele wat daar sing, dink nie aan hulle self nie. Hulle dink nie eers aan 'n engel langs hulle nie. Hulle sien, hulle dink aan Jesus. Daar's nie 'n verpligting op hulle om te sing in die hemel nie. Hulle sing omdat hulle vir Jesus sien vir wie hy is. Sing jou hart vir wat jy sien wie Jesus is. Jesus is die perfekte heilige van God. Jy sien, ek en jy, ons probeer dinge doen hier op aarde om heilig te raak. En ons sê vir mekaar, weet, heiligmaking is 'n voortdurende proses. En ons moet werk daaraan. In die hemel is dit aanbidding. Dis aanbidding. Heiligheid is aanbidding. Heiligheid is nie iets waaraan jy moet werk om eendag skoon te wees in heiligheid voor jy by Jesus kan gaan ingaan in die troonkamer nie. Heiligheid is aanbidding. Dis daai verhouding wat jy met Jesus het. Ek vra vir jou, het jy al ooit daaraan gedink dat hierdie liefdesverhouding tussen jou en Jesus, het jy al ooit 'n verklaring aan hom gemaak om te sê, Here, ek is so lief vir U.
om 'n liefdesverklaring uit jou hart uit te doen, om vir mense te kan sê, weet julle wat, ek is so verlief op Jesus. Jy het by daai plek gekom, waar jy verstaan, hoe sy liefde deurbreek in jou lewe, sodat jy kan ook verklaar, in die gees kan verklaar, Here, ek het U lief. Dit is Jesus, vir wie ons ontzag moet hê. Psalm 99 vers 3. Hulle moet die naam verheerlik, dis groot en ontzagwekkend. En dan staan daar, heilig is hy. Hierdie Jesus wie ons dien, hierdie God wat ons dien, is heilig. Dis hoekom die engele aan mekaar kan sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Jou doen en late, jou lewe, jou hele leefwyse, sing dit uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Want dis waarin ons moet wees. Heiligheid is 'n leefwyse van aanbidding. Dis 'n leefwyse om Jesus te sien vir wie hy regtig is. Om hom nie net 'n prentjie te maak van iemand wat aan 'n kruis gehang het nie, maar van hom iemand te maak wat lewe en wat waaragtig waar sy woord gaan nakom, toe hy gesê het, kyk, ek kom terug. Kyk, ek kom weer. Want dis een ding wat ek en jy vas moet maak vanmôre. Hierdie Jesus wat ons aanbid, kom terug. Hy kom terug, en van baie van ons praat aan mekaar daaroor, en daar word datums bepaal en alles, dat ons weet, ons nie kan doen nie, maar ons kan weet, dat ons weet, Jesus is op pad terug. Ons gaan hom in die wolke sien. Want hierdie duisternis, wat in die aarde rondom ons is, vanoggend, met al die goed wat gebeur, die een wat kwaad doen, probeer hierdie wêreld wegvat van Jesus af, hy gaan dit nie reg kry nie, want die lig skyn in die duisternis. Hierdie duisternis van die wêreld kan nie Jesus se lig verwyder nie. Dis onmoontlik, want dit het klaar aan die kruis gebeur, toe God vir Jesus gestraf het. Die lig is altyd daar. Ons sal in daai lig lewe, die dag wanneer ons instap in die hemel. Daai dag wanneer jy die Here gaan ontmoet, gaan jy instap in sy lig in. Jy sien, wat sê Habakuk? Hy's 'n profeet. Hy sien, daar's 'n klomp profete in die Ou Testament, en Johannes ook, hulle het die voorreg gehad om bietjie dieper te sien as wat ek en jy sien. Maar hulle het kom skryf, hulle het vir ons die woord kom gee. 'n verklaring van wie Jesus is. Die lig van die wêreld. Lig wat uit sy hande uitkom. Weet julle, toe Jesus aan daai kruis gehang het, het hy nie met toevuiste gesang, yes, ons vat nou oor, ons vat nou oor, ons vat nou oor. Hy het nie met 'n gebalde vuis aan daai kruis gehang nie, hy het met oop hande aan daai kruis gehang. Oop hande. Want dis waar sy krag vandaan kom. Die Bybel sê, hy praat van God, wat die volk uit Egipte land uitgelei het. Hy praat baie, die hele Ou Testament praat van, ek red julle met my uitgestrekte regterhand. Dis wat God van hom sê. Jesus is deel van die drie-eenheid van God. God praat van die krag in sy regterhand. Jesus het altwee sy hande gebruik om jou te verlos, om jou te red, om jou in te bring in 'n nuwe bedeling in. Die krag, die flits in sy hande, die vuur uit sy oë uit. Ons bid baie, en ons vra, Here, dat die wind en die vuur van die Heilige Gees oor ons kom. Weet ons wat ons vra? Weet ons wat ons vra? Wat beteken dit as daar vuur uit God se oë uitkom?
Dis 'n teken dat hy die oppergesag, hy's alles. Hy's alles. Want die vuur in God se oë is die lig in Jesus se hande, is die lig in Jesus se lewe, is die lig wat Jesus in ons inbring. God sê vir Moses, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. As jy na God kyk, as jy God se woord lees, as jy jou Bybel oopmaak en jy lees, waar jy ook al lees, jy is op heilige grond. Jy is in die heilige teenwoordigheid van God, waar God se woord, of dit die Bybel is wat daar lê, of dit die Bybel in jou hande is, of dit die Bybel hier op my iPad is, dis God se woord, en is heilig. Dis heilig. Hanteer jy God se woord, sy fisiese woord, of sy geestelike woord, hanteer jy dit as heilig? Want ons kan van mekaar, ons kan koffie drink, ons kan tee drink en met mekaar gesels en praat oor die toekoms wat ons weet die Here ons gaan invat en alles, maar doen ons dit in heiligheid? Praat ons uit God se woord uit as ons praat oor die dag van môre? Praat ons uit God se woord uit as ons praat oor genesing vir mekaar? Praat ons uit God se woord uit as ons by mekaar staan vir deurbrake wat ons moet beleef en waarvoor ons almal wag? Want dit is God se woord wat krag het. Dit is God se woord wat lig in jou lewe bring. Dit is God se woord wat hy spreek, wat hy laat uitkom, wat aan ons ore ingaan. Of het jy pleisies in jou ore wanneer jy die woord lees? Het jy pleisies in jou ore gesit dat dit wat jy lees jouself streel? Hierdie is 'n lekker versie, ek moet dit onthou. God se woord is heilig, elke letter in daai woord van hom is heilig. Elke woord is heilig, want die woorde bou sinne, en die sinne bou 'n hele verhaal van God se liefde vir ons. Dat berge bewe voor hom. Dat wanneer hy gaan terugkom, die son gaan vervlou, dat die lig van Jesus alles gaan oorweldig. Die heerlikheid, sy skoonheid, wat hy ontploffing veroorsaak, wat duisternis vir altyd kom wegvat. Sien hom as die verheerliking van God se genade, die verheerliking van God se liefde vir jou. Jesus is nie, jy kry tekste, mense wat tekste interpreteer, die Here is nou besig om vir ons huise te bou daarbo, dis sy werk nou, hy is besig om huise te bou, as al die huise klaar gebou is, dan kom haal hy ons. Weet jy, waarmee is Jesus besig? Hy is besig met 'n goddelike voorbereiding vir jou eendag. Hy is besig met 'n goddelike voorbereiding vir die dag wanneer jy hom kom ontmoet. Want dan gaan jy in sy goddelike glorie staan. Die heerlikheid wat nie beskryf kan word in menslike woorde nie. Die glans van hom wat deur God gestuur is om 'n impak te kom maak in ons lewens. Habakuk se lied wat in die tempel gesing is, was 'n menslike lied. Maar kom ek sê vandag vir jou, die hemel is God se troonkamer. Dis nie 'n menslike kerk nie. Dis nie 'n kapel nie. Dis nie 'n gebou waar jy instap met menslike goed nie. As jy in God se troonkamer wil instap, dan moet jy die Jesus kan raak sien wat God vir ons beskryf in sy woord. Dat jy die Jesus kan raak sien wat jou raak sien. Want as Jesus
uit die hemel uit na jou kyk, is dit 'n totale ander prentjie, as wanneer mense hier rondom jou na jou kyk. Want hy sien jou. Hy sien jou. Daar waar God jou gemaak het, in God se beeld. En ek vra vanmôre vir jou, as jy verstaan, dat jy in God se beeld geskep is, hoe sien jy jouself? Nee, God, ek is maar net hier so gelaat staan. Nee, jy is nie laat staan nie. God werk elke oomblik nog steeds met jou. Hy werk elke oomblik met jou. Die Here is die hele tyd besig om te werk. Hy sit nie terug en vat gou eers 'n teebreek nie. Hy is die lewende water. Dis in hom om heeltyd te werk. Hy kyk na jou situasie vanmôre. Hy kyk waar jy is. En sy hart werk. Sy hart werk om jou lewe te verander. Ja, jy gaan deur goed gaan hier op aarde. Maar die Here het aan die kruis gehang. Jesus het aan die kruis gehang sodat jy 'n deurbraak kan hê, sodat jy nie hoef daar lank te sukkel om los te kom van bindinge in jou lewe nie, maar laat hy vir jou in een oomblik losmaak van bindinge in jou lewe. Hy het in een oomblik hierdie ligte vir ons vanmôre kom aansit. In 'n breekdeel van 'n sekondes. Jy sien, want ons het keuse gehad vanmôre. Ons kan 'n boodskap uitgestuur het en sê, hoor, sal dit ons laat weet, die krag is nie aan nie, ons kan nie aangaan met hierdie diens nie. Maar ek het vir die Here gesê, ek het vir die Heilige Gees vanmôre daar by die huis gesê, Here, U het vir my 'n boodskap gegee vir hierdie gemeente vanmôre. Ek sal gaan al is ek alleen daar. En die Here werk met jou. Hy het jou hiernatoe gebring vanmôre, omdat hy vir jou 'n ander boodskap oor jouself wil gee, sodat jy hom begin sien vir wie hy is. Jy sien, want hierdie God, as hulle sing, dan sing hulle oor Jesus, wat 'n boodskap van verlossing bring vir elke persoon op hierdie aarde. Of jy nou Afrikaans is, en of jy Engels is, of jy Duits is, maak nie saak wat jou taal is nie. Maak nie saak wat 'n rassegroep jy is nie. Maak nie saak wat se nasionaliteit jy is nie. Daar's een God vir elke persoon op hierdie aarde. Daar's een God wat almal dien. Daar's baie afgode. Maar 'n afgod, 'n voorvader gees en allerhande ander geeste is nie God nie. Ek wil nie eers na hulle verwys as 'n God nie. Want God is majesteus. God is lig. God is deurbrake. God is jou wonderwerk. God is liefde vir ons almal. En Jesus het dit kom oopbreek. Hy het kom oopbreek. Die werk wat hy in die kruis gedoen het, is klaar. Habakuk sê, Here, ons het van U gehoor. Ons het al hierdie wonderwerke en bonatuurlike goeders het ons gehoor. Here, kom doen dit in ons tyd ook. Ons bid daai selfe gebed. Almal van ons, Here, kom doen iets nuuts in my lewe. Here, kom doen iets nuuts in my lewe. En ons mag dit doen, want ek en jy het vryheid gekry deur Christus se dood. Toe die voorhangsel geskeur het, het dit vir ons 'n pad oopgemaak, dat ek voor my Here kan gaan staan. Dat ek nie deur iemand anderster hoef te werk om by my Here uit te kom nie. Dat hy vir my toelaat. Ester moes by die koning toestemming kry, dat sy eers gewag het, dat hy sy scepter na haar uitgesteek het, toe kon sy ingaan. God hou nie 'n scepter uit, of wegvat, of uit, of weggaan vir jou nie. Hy het vir jou autoriteit gegee in sy woord.
as 'n seun en 'n dogter van God. As 'n volgeling van Christus het ek en jy die reg om by hom in te stap. Om fellowship met hom te hê. Om voor hom te kniel, om te aanbid vir wie hy is. Dis die Here wat ons dien, dis die Here van die Bybel. Hy is nie 'n Sondagskool storieetjie nie. Hy is nie 'n katekisasie boodskap nie. Hy is nie 'n boodskap in die kerk Sondag nie. Hy is waaragtig God, die skepper God, die verlosser God en die helper God. Ek wil vir jou vra vanmôre, is jy bereid om toe te laat dat die Heilige Gees vir jou inbring in daai heilige plek waar jy vir Jesus deur ander oë gaan raak sien? Wat jy soos 'n Habakuk dit kan uitskree, ek dien die Here van alle Here. Ek dien die Here wat my liefhet. Ek dien die Here wat alles vir my gee, wat alles vir my gegee het aan daai kruis, toe hy God se straf vir my sondes op hom daar gevat het. Dat hy vir my die reg gee om skoon te staan, as ek repent, as ek vergifnis toelaat in my lewe, dat ek kan instap in die troonkamer van God en deel te kan wees van sy koninkryk, deel te kan wees van sy liefdeswerk teenoor ander rondom ons. Jy sien wat ek en jy het een groot opdrag. Wees lief vir mekaar. Jy kan net lief wees vir mekaar wanneer jy hierdie ontsaglike liefde van Jesus vir jou aanvaar en dit joune maak. Die Here wil hê dat jy die glans en die glorie van Jesus moet fisies beleef. Dat jy dit fisies moet beleef. Die Here is besig om nuwe goed te doen. Daar's nuwe goed wat in die gees gebeur. Ons beleef hom op ander maniere. Want ons leer ken hom op ander maniere. Hy is besig, die Heilige Gees is besig om ons voor te berei vir die terugkom van Jesus. Hoe bereid is jy om vanmôre met volle oorgawe te kan opstaan wanneer hy roep, will you ride with me? Om met alles in jou te sê, yes Lord, I will ride with you. My gebed vir jou is, dat jy sal opstaan met nuwe krag, dat jy sal opstaan met nuwe vuur in jou verhouding met die Here, dat jy soos Habakuk kan 'n lied skryf oor wie Jesus regtig vir jou is, nie die verlosser storie nie, maar die glorious God of heaven, dat jy 'n hemelse aanbiddingslied kan sing oor die grootheid van God. Want dis wat hy vir jou wil gee, dis die geskenk wat hy vir jou gee. Die Vader het vir jou die Heilige Gees gegee as 'n geskenk. Jesus het dit bevestig dat hy gaan kom. En hy is uitgestort. Hy is daar vir jou. Vat dit, vat daai krag wat die Heilige Gees vir jou oopbreek om 'n nuwe lewe te begin. Ek gaan nie vanmôre vir jou vra, kom staan hier, dat jy weer van vooraf repent en vooraf van nie. Gaan jy huis toe. Dit reën lekker vandag. Jy hoef nie ander plekke toe te gaan nie. Gaan spandeer tyd met die Here, gaan praat jy met die Here. Vra die Heilige Gees om vir jou dit in die gees oop te breek, dat jy by hom kan gaan kniel by Jesus. Om net weer oop te maak. Here, hier is ek. Doen met my wat U met my wil doen. Here, hier is ek, gebruik U my, soos wat U my wil gebruik, en ek vra die Heilige Gees, om die ek, en die my,
uit te haal uit hierdie aanbiddingslied uit, om saam met die engele en almal op die aarde te sing oor wie Jesus die Christus is. Amen. Vader, ons kom net vanmôre en Here, U het hierdie boodskap losgebreek. Here, ons probeer met ons menslike verstand verstaan hoe groot U is, Jesus. Here, maar ek vra vanmôre, Heilige Gees, dat U nou net inkom, dat U die regte Jesus in harte kom vasmaak, dat U die regte Jesus in ons gedagtes kom vasmaak. En Here, soos wat ons die donder weer daar hoor, weet ons, dat U stem is donder weer. Here, dat ons kan weet, dat U praat met ons, dat U nie opgehou het praat nie. Heilige Gees, ek vra vanmôre, kom verander ons totaal, help ons, Here, om ons harte oop te maak. Jesus, ons wil U sien, soos wat die engele U sien. Here, want ons wil nie sing uit ons eie verstand uit nie. Ons wil begin sing, ons wil begin aanbid, Here, omdat ons U sien. Here, laat ons U sien, maak oop ons geesoë, maak oop ons geesore. Ons wil U hoor, ons wil U sien, ons wil deel wees van U. U is ons magtige koning, Jesus. U is die skoonheid van die hemel, want alles draai om U. U is die een wat lig laat ontplof uit duisternis uit. Bring lig in elkeen se lewe hier. Bring genesing in elkeen se lewe hier. Bring deurbrake waar dit nodig is. En ons verheerlik U. En ons verklaar, U is ons God, U is ons Here. Mag die liefde en die teenwoordigheid en die krag van Vader en van Jesus en van Heilige Gees waaragtig deel word van jou lewe, om jou te verander en jou voor te berei vir die dag wat jy hom gaan ontmoet. Amen.